Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgenskrant en media besprekings en Doreen Loubser van Algoa FM sluit volgens ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre Pierre en Jennifer. Doreen, ons begin by voormalige onderwyser hoor sy lot. Ja, uitspraak word vandag gelewer in 'n saak teen 'n voormalige laerskoolonderwyser, Reinhard Leach, wat daarvan beskuldig word dat hy sy meisie 'n oordosis dwelms ingegee het en daarna saam met medebeskuldigdes haar in 'n vlak graf begrawe het. Nou, dit is belangrik om te noem dat die staat beweer dat die slagoffer Vicky ter Blanche se man, vervreemde man, die meesterbrein was. En die twee het saam in die hof verskyn, maar die onderwyser het skuldig gepleit op al die klagtes teen hom en so is die sake toe van mekaar geskei. So Reinhard Leach sal vandag hoor of die regter sê skuldig of nie skuldig en dan sal die slagoffer se man in Oktober eers sy verhoor hê. Tjoe, werklik tragies, maar mens is dankbaar vir geregtigheid wat nou 7 uur in die howe, maar steeds 'n tragiese berig en storie dat iemand hulle lewe so moet verloor. Oor na 'n groot kop agter tralies vir Ermelo sluipmoord. Ja, Piet Pretorius, die eenheidsbevelvoerder van Ermelo se voertuigeenheid, toe die nuus gebreek het van sy sluipmoordaanval en toe ek sien wat se posisie hy beklee het in die polisie, het ek dadelik geweet, hier is iets te doen met voertuigbedrog wat hy moontlik kon oopgevlek het. Nou het die polisie die laaste verdagte in hegtenis geneem en hulle sê hy is die groot kop wat hulle verbind met transito-rooftogte en die smokkelary van voertuie tussen Suid-Afrika en Mosambiek. En ek wonder of die slagoffer dalk iets oopgevlek het of iets uitgevind het wat hy nie moes nie, want hy is op vreeslike wyse doodgemaak en al die verdagtes gaan vandag saam in die hof verskyn. En wat vir my so hartseer is dat hy sou volgende maand afgetree het na 33 jaar se diens in die polisie. Ja, Doreen, ek dink ons praat so gereeld van, jy weet, ons kritiseer die polisie so maklik en daar's tog regtig mense wat goeie werk doen in die polisie, hard werk en lewe toewy aan die diens, soos jy nou gesê het, na 33 jaar sou hy afgetree het. En dan een van die verdagtes self is ook 'n polisielid. Ja, dit was al klaar vir my 'n tipe van 'n rooi lig gewees, dat daar iemand in die na bewering in die polisie self was wat met hierdie verdagtes saamgewerk het om dinge toe te vlek. Hulle het ook baie lisensieskywe gekry by een van die verdagtes en ons gaan maar moet sien, daar is net een verdagte wat verborg aansoek gedoen het en dit is een van die vrouens, dis net een vrou en haar borgaansoek duur steeds voort terwyl al die ander hulle borgaansoeke laat vaar het. Doreen, dan wag die hele Suid-Afrika om te hoor of die begrotingsrede voortgaan vandag of nie en wat gesê gaan word. Ek hoor julle gaan bietjie later vanoggend gesels met iemand en ek dink dis baie belangrik want vir my, ek is net 'n doodgewone landsburger. Ek weet, ek is nie ek weet nie veel van hierdie dinge nie, behalwe hoe dit my sak gaan pas en hoe dit my gaan raak en ek weet altyd baie mense wil weet hoeveel gaan hulle meer betaal vir hulle drank en hulle sigarette, maar die kabinet ontmoet weer vanoggend en die begrotingsrede is 2 uur vanmiddag, wat beteken hulle het nog steeds nie 'n ooreenkoms bereik nie. Wat se implikasies gaan dit hê? En daar word ook gepraat van Amerika wat befondsing terughou en dat ons daardie gate moet toemaak. Maar vir my is dit maar net, ek sien die regering as iemand wat administrasie doen, wat met korrupsie betrek word. So ek as 'n belastingbetaler wil nie te veel van hierdie las hê nie. Jy wil net eintlik hoor, wat is die uiteinde? Dit maak my so bietjie senuweeagtig as jy nou dink, die laaste vergaderings moet nog gebeur en wat gaan gesê word en gaan hulle kan ooreenstem op iets en wat gaan
Jy het gevolg daarvan wees, so ek dink meeste Suid-Afrikaners en soos jy sê wil weet eintlik hoe raak dit ons sak? Hoe help dit ekonomiese groei? Hoe kry ons land aan die gang en vorentoe aan die beweeg? Dit laat mense al wonder hoe die regering van nasionale eenheid regtig by mekaar staan, of hulle regtig saamstem met die oorgrote meerderheid van besluite wat geneem word. Kyk, waarskynlik moet almal saamstem, maar as jy so 'n kabinetsvergadering los tot die oggend voor die middag se bekendmaking, dan begin mense vra, wil jy self begin wonder oor die Engelse woord leverage. Word daar 'n bietjie leverage hier gebruik? Word daar so 'n bietjie, soos die Engels sê, strong arm tactics gebruik om in hierdie laaste oomblikke iets deur te druk? Ons hoop dis nie die geval nie, want as BTW verhoog word, gaan dit nie net 'n paar mense seermaak nie, dit gaan die hele land beïnvloed. Ek praat onder korreksie, Peer, maar ek dink ook dat daar 'n spertyd is. Ons kan nie aanhou om die begrotingsrede uit te stel nie. Dorien, dan praat ons gereeld oor vletjieblassers in ons land en hoe vletjieblassers eintlik soveel meer beskerming nodig het en tog so 'n belangrike rol speel en ongelukkig hoor ons te veel van vletjieblassers wat hulle lewe verloor. Ja, 'n groot storie in die baai is 'n vletjieblaser Pam Mabini. Sy is tereggestel verlede week. Nou sy's bekend dat sy die Timothy Omotoso saak oopgevlek het. Dis die Nigeriese pastoor wat al reeds vir 7 jaar verhoor afwagtend is hier in die baai. Nou sy het haar lewe toegewy aan gesinsgeweld, die beskerming van kinders en sy was glo besig om baie ander onderduimse dinge oop te vlek. En die polisie het toe nou gekyk na een persoon waarin hulle belang gestel het om te kyk na haar moord en die persoon is toe ook gister in 'n sluipmoordaanval doodgeskiet. So ons weet nie waarmee Pam Mabini besig was nie, maar haar begrafnis is nou Saterdag en hulle het 'n groot saal uiteengesit en daar gaan glo baie mense na haar begrafnis toe kom. Dit is groot verlies vir aktiviste en as ook vir vroue en vir iemand wat geveg het vir vroueregte, nie net in die baai nie, maar ook in Suid-Afrika. Is daar enige duidelikheid oor Omotoso se uitspraak vir sy saak? Weet ons al hoe sy saak loop? Sy saak kom weer die 2 April voor en die staat het ongelukkig ietwat baie droog gemaak met die saak en daar word bespiegel dat Omotoso heel moontlik vrygespreek kan word. Dorien, historiese spookhuis brand in die baai. Vir al die spookjagters daar buite, die Richley huis in Kebega wat langs Kaapweg is, dis 116 jaar terug gebou en is een van die top 10 spookhuise in Suid-Afrika. Nou gisteroggend 7 uur het hierdie huis aan die brand geslaan. En dit is baie interessant om te sien dat geen huise rondom dit gebrand het nie, slegs die huis en binnekant is dit basies heeltemal in puin gelê. Nou hierdie huis het 'n baie interessante geskiedenis. Dit is opgerig eers as 'n verpleegeenheid, toe 'n bordeel in die Tweede Wêreldoorlog en toe word dit 'n koshuis vir buitelandse studente, onder andere van Botswana wat hier kom studeer het. En die spookjagters sê soos wat die huis verskillende rolle gehad het, het verskillende spooke daarin getrek. En daar's glo 'n ou knorrige man wat in die gange gesien word, wat potte en panne rondgooi. Daar is 'n non in die huis wat hulle al gesien het en glo iemand wat van die personeel wil wurg in die aand. So vir die wat van spookstories hou, dis die Richley huis met 'n baie ryk geskiedenis en dit is baie tragies eintlik dat die gebou afgebrand het. Dit is 'n erfenisgebou en ons sal maar moet sien wat ons munisipaliteit gaan doen om te kyk hoe hulle van hierdie struktuur kan behoue laat bly. Dit was net na 7 gewees toe die huis die oggend toe daar aangekondig is of gerapporteer is dat die huis in brand is. En teen net voor 8 uur is die vuur alweer doodgemaak. So dit was 'n vinnige kort was baie goeie reaksietyd hierdie brandweer, moet mense die brandweerspanne in die baai. Maar dit was 'n kort intense vuur. So jy sê geen van die nabygeleë geboue is in puin gelê nie, slegs die huis en 'n absolute kan jy so sê ikoniese landmerk in die baai wat daarmee heen is. Maar daar is rapporteer, hulle word gerapporteer dat mense gaan kyk na die plek, assessore en so en dies meer, om te kyk wat veilig genoeg is om in te gaan en te kyk wat die fout was. Maar 'n mens sal hoop dat daar daarom
'n bietjie van 'n restaurasieprojek is? Ek glo daar sal wees. Ons het baie ou geboue in die baai en ek dink alle stappe gaan geneem word. Ek weet van die plaaslike raadslede het ook gesê hulle gaan die erfeniskomitee nader en daar gaan definitief iets gedoen word. Ek glo nie daardie gebou sal gesloop word nie. Dorien, dan oor na internasionale nuus en Musk kry doodsdreigemente. Ja, lyk my die wêreld in politiek is dalk nie als wat Musk gedink het dit gaan wees nie. Ons het nou gesien die kuberaanval op X, was dit maandag gewees, wat hy op Oekraïne blameer het. Ons het gesien dat X se aandele geval het met 40%. Julle sal dalk onthou verlede week het hy baie probleme gehad met sy space rocket wat ontplof het en hulle het nou vir hom gesê hy kan nie weer die ding lanseer voordat daar nie 'n ondersoek gedoen word nie. Sy Tesla aanlegte word nou geteiken deur aktiviste wat voertuie afbrand en 'n baie emosionele Trump het gister 'n onderhoud toegestaan waarin hy gesê het dat hy doodsdreigemente kry. So dis 'n moeilike tyd vir Trump. So politiek en besigheid is dalk nie altyd iets wat lekker saammeng nie. Nee, die wêreld is op sy kop. Maar intussen sê Lego hulle is min gepla oor Trump. Wel kyk, dis nou interessant. Ek het nog nooit Lego blokkies besit nie, maar Lego groei nou al vir die afgelope 5 jaar. Inteendeel verlede jaar het hulle gegroei 13% tot 74,3 miljard Deense kroon. En hulle het 'n fabriek in Mexiko en natuurlik het Trump gesê dat alle invoere van Mexiko gaan belas word met 25%. En Lego sê hulle is glad nie hiermee geplan nie. Hulle is in 'n goeie posisie, hulle wil net hulle markposisie vergroot, veral in Asië. En hulle is ook besig om 'n fabriek te bou in Amerika wat 2027 hulle deure gaan oopmaak. Wat vir my interessant was, is dat die speelgoedmark al hoe kleiner raak, maar Lego raak al hoe groter. Ja. Ek dink groot mense speel ook Lego, nee. Nie net kinders nie. Dis lekker partykeer. Jy sien dan nou. En dan bly ons in die FSA en hoogs drama by atletiek. Ja, ek weet nie of julle die beeldmateriaal gesien het nie van 'n naloopatleet. Die twee het gehardloop vir eerste plek en toe die ander een met wat ek nou maar sê 'n bataljonstok oor die kop geslaan. Die aflosstokkie, dis reg, ja. Nou kyk, ek is nie 'n atleet nie. Ek het nog nooit van daai stokkies vasgehou nie. Ek weet nie eers waarvan dit gemaak word nie. Ek het maar net altyd gedink is half plastiekerig. Maar blykbaar nie, want die ander atleet het hartwingskudding opgedoen. En die atleet wat nou haar oor die kop geslaan het, ontken dit. Sy kry ook doodsdreigemente en sy het nou gister haar stilswye gebreek met 'n onderhoud op televisie. Dit het my so laat dink aan die Zola Bad voorval van baie jare gelede. Kyk, as hierdie nou die Olimpiese spele was, dink ek hierdie atleet se loopbaan sou geheel en al, totaal en al verby gewees het. Ek verstaan eintlik nie. Hulle 16-jarige dogters wat gehardloop het, mekaar die ene die ander oor die kop geslaan toe sy al verbygaan met die aflosstokkie. Alright? 16-jarige kinders. Dit is dalk nie 'n goeie ding nie, maar hulle bly maar kinders. Moet mense ontsettende media bohaai daaroor opskop, internasionale nuus maak. Los die kinders. Die meneer en die juffrou sal dit uitfigure. Ja, ek het net eintlik gedink jy nou sê doodsdreigemente is nou vir my soos bietjie erg. Ja, wat is fout met mense? Dit is mos nou onnodig. Ja. Dit is 'n interessante video om te sit en kyk en die feit dat sy sê die enetjie wat nou die ander een geslaan het met die aflosstokkie, dat sy gesê het sy ontken dit was nie haar sprus gewees nie. Ek moet nou sê op die video lyk dit redelik geteken as jy ja, die aksie kyk van die hand is glad nie snaaks nie. Ja. Maar dit is net 'n vreemde storie vir my gewees. Ek het aflos doen en ek moet sê ek het nog nooit my arm so geswaai nie, en ek het nog nooit my arm so geswaai nie. Vreemde storie daai Dorien. En Chime, ek stem saam met Pierre. Joh, laat die mense en die ouers en die onderwysers dit uitsorteer, maar doodsdreigemente, ek dink is nou totaal onnodig. Ja, mense moet ook dalk wonder hoe, as ek die Engelse woord kan gebruik, competitive het hoërskoolsport geword en die druk waaronder atlete ook is. Baie.
Dis 'n baie goeie vraag daai. Hoe kompeterend het skoolsport geword? En dan praat ek nie net van atlete nie, want dit kom van iewers af. En dit soms as mens kyk ook na hoe ouers langs 'n veld of atletiekbaan. Papa en mamma wat kompeteer of is dit die kinders? Ja, en die lelike ding wat gesê word ook vir mekaar en ook oor ander, jy weet, spanne en onderwysers, dis totaal nul ongevraagd en ek dink ons moet ook maar 'n bietjie dink aan die voorbeeld wat ons ook stel langs 'n veld. Definitief. Goeie punt. Dorien, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Ons waardeer jou tyd. Dit is natuurlik Dorien Loubser van Algoa FM. Bly gerus ingeskakel net hierna gaan ons voort.